hier lees, is dit so, want daai persoon het 'n oop deur gemaak en 'n gees het ingekom. Okay. Maar baie keer is dit as gevolg van verkeerde vriende wat kinders kry en dan kom daai gees kom in en dan veroorsaak dit probleme in sy lewe en as hy dit nie gaan uitgooi uit sy lewe uit nie, gaan sy kinders eendag dieselfde pad stap. So dit kom by wat jy toelaat. As jou kinders toelaat, laat die rebellie hulle 'n oop deur maak en 'n gees kom in wat dan ook al of dit wat dit ook al mag wees, alkohol, seksuele immoraliteit, al daai goed wat kan inkom deur wat jy oopgemaak het, die gees kom in en hy neem beheer. As jy hom nie uitgooi nie, gaan hy bly heers. Dit is of jy hom gaan toelaat, maar nou het ons vanmôre gehoor, ons is deurdrenk met die Heilige Gees, so daar is nie plek vir 'n gees om in te kom nie, behalwe as jy die deur oopmaak. Deur per ongeluk met 'n verkeerde persoon te doen te kry, maar onmiddellik as die Here en die Heilige Gees dit aan jou uitwys, staak dit en jaag hom eers uit daai gees dan en maak die deur toe en staak jou verhouding met verkeerde vriende. Amen. Absoluut, dis die enigste manier. Jy staak jou verhouding, maar jy bly vir hulle bid. Goed, dankie, kom ons gaan aan. 7 geestelike magte. Die eerste wet van oorlogvoering, gebedsoorlogvoering, nie met swaarde en stokke en ek slaan jou en ek kap jou oor af met 'n byl en 'n swaard nie. Geestelike oorlogvoering beteken gebed. Wanneer ek bid. Nie wanneer ek kom en ek gryp aan 'n haar en ek sê, nie, dis nie geestelike oorlogvoering nie. Geestelike oorlogvoering is nie om my suster te tackle en haar sleg te sê nie. Okay, geestelike oorlogvoering is gebed. Nou, leer ons vanmôre. Die eerste wet van oorlogvoering is om te weet met wie of wat jy te doen het. Ek glo daar is 7 verskillende tipe geeste of geestelike magte wat bedoel is om hierdie generasie te mislei, om ver te werk en te vernietig. Okay? The spirit of heaviness and the spirit of distraction. Hulle wil huisgesinne vernietig, hulle wil kerke vernietig, hulle wil verhoudings tussen ouers en kinders vernietig en dit is die totale operandi van Satan is vernietiging. Moord, doodslag, al die rubbish wat ons vanmôre, daar het 'n verskriklike woede oor my gekom vanmôre toe ons gebid het en dit was die Heilige Gees wat toegelaat het dat ons vanmôre gebid het. Nou die eerste een, die gees van misleiding. Profetiese studente verwys dikwels na Matteus 24 wanneer hulle tekens van Christus se wederkoms lys. Ons het almal gehoor van oorloë, hongersnood en aardbewings. En hierdie enkele hoofstuk is die grootste waarskuwing egter teen misleiding. En die woord mislei word 4 keer in hierdie een hoofstuk aangetref. Matteus 24 vers 4, 5, 11 en 24. Ek gaan vir u dit lees.